vat jou tyd van die Here gestrek, haal diep asem en nou sê jy, goeie dag of welkom. Ja, al die lekker dinge. Was dit vanoggend bietjie vroeg vir Clifford of wat? Ek weet jy, hy is nie weet of O, hy het dalk nie geweet nie. Hy het dalk nie geweet nie. Asja. Nee. Shame. Baie welkom by die opname vir die 5de Sondag in Lydenstyd. Ons is nog steeds op ons reis na die kruis toe, op pad na Paasnaweek en alles wat daar gebeur. En ons doen dit natuurlik alles saam met Jesus. Ek gaan vra dat net daar waar jy is, jy sommer 'n oomblik rustig raak en ek lees vir ons dan die Psalm wat die leesrooster vanoggend vir ons gee, saam met die teks. Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sonde skuld toereken, Here, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontzag afdwing. Ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op die Here, meer as wagte op die môre, ja, wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde. By hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sonde skuld. Amen. Ons leesrooster teks wat ons vandag verder gaan saam lees en meer oor gaan nadink, is Esegiel. En dis 'n baie bekende gedeelte uit Esegiel. So weer, soos wat ek baie keer sê met bekende gedeeltes, is ek gaan vra, maak asof jy dit nog nooit gehoor het nie, en wees oop om vanoggend ook iets nuut te hoor by die Here se Gees uit hierdie gedeelte. Ek dink as enige iemand die woord Esegiel hoor, dan dink hulle aan hierdie teks. En dis natuurlik die teks van die doodsbeendere. En ons gaan dit saam lees. En ek wil hê jy moet jouself in Esegiel se skoene indink vir 'n oomblik. Ek gee vir ons 'n bietjie konteks van Esegiel, want Esegiel was 'n profeet. En 'n profeet in baie moeilike tye, soos meeste van die profete waaruit ons lees in die Bybel. Wanneer ons hierdie teks dikwels aan dink, dan dink ons dis mooi. Ons dink dis 'n wonderlike visioen, en dit is. Dis een van die lekkerder stukkies nuus wat Esegiel kon oordra aan die volk, omdat dit goeie nuus is. Nuus van herstel en nuus van nuwe groei en hoop. Maar ek wil hê ons moet ook onthou dat hierdie teks, hierdie storie, hierdie visioen gebeur in 'n baie donker tyd vir Israel. Dit gebeur binne die ballingskap. Esegiel was een van die leiers van die volk. Hy was baie jonk gewees toe Juda die eerste keer ingeval is deur die Babiloniërs, en hy was een van die eerste mense wat weggevoer is, wat weggevat is uit hulle land uit. Want dit is wat die Babiloniërs gedoen het. Hulle het die leiers almal weggevoer sodat die land nie kan herbou nie. Dat daar nie leiding is om weer die puin wat hulle agterlaat met die oorlog te kan herbou nie. Onthou ook dat selfs nog voor dit gebeur het die Babiloniërs vir Jerusalem beleer vir amper 2 jaar waarskynlik. Hierdie mense het regtig donker tye ervaar, en toe is hulle uit hulle land uitgevat, en Esegiel praat met hierdie mense, en in hierdie konteks, hulle sit nou in ballingskap, heel waarskynlik al vir 'n paar jaar, dis nou al bietjie later, nader aan die einde van Esegiel se boek,
Hulle is op 'n plek waar hulle besef het, hulle het hulle alledaagse lewe in Jerusalem en Juda heeltemal onnodiglik verloor eintlik. Aan die begin van Esegiel hoor ons dat die profeet se beredenering is dat dit eintlik hulle eie skuld is, dat hulle in ballingskap opeindig. Dat hulle die rede is, dat hulle aan God ongehoorsaam was en daarom word hulle weggevoer in ballingskap. Ons sien dat die tempel vernietig word en hierdie twee dinge saam maak dat hulle hele identiteit, wie hulle gedink het hulle is, waar hulle sekuriteit vandaan gekry het, hulle verbondsverhouding met God, neem hulle eintlik nou, hulle vra daaroor. Hulle bevraagteken dat God nog enigsins vir hulle omgee. Hulle is amper soos wat die psalmdigter gesê het, hulle roep nou uit dieptes uit. Dis amper asof hulle nou in hierdie stilte, in hierdie donkerte, eintlik net hulle eie stem hoor weergalm. En eintlik vra hulle op 'n manier, waar is God in hierdie dieptes? En dan is Esegiel besig om met hierdie mense te praat, en ons kan heeltemal dink dat hierdie arme mense totaal getraumatiseerd is, deur alles wat met hulle gebeur het en waardeur hulle gegaan het. En dan is die vraag, hoor hulle hom eers? Gaan hulle ooit die goeie nuus eers hoor met waar hulle nou is in hulle eie lewens en hulle eie harte? So wanneer ons nou lees van Esegiel en die droë beendere waar God hom neersit, moet ons weet dat Esegiel hierdie plek ken. Dis dalk 'n baie sterk